By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn, onsekerheid, uitputting en selfs hopeloosheid. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help, deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou dus om te kom nes jy is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat die gemeenskap help en 'n positiewe effek op ons omgewing het. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak, want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag, ek is Jan van die Kerk en baie welkom by ons digitale erediens. Ek hoop somme dat dit goed gaan met jou en dat vanoggend se woorde ook in jou hart sal lê en dat ons dit sal gaan uitleef. Vandag wonder ek somme, wat is iets in jou lewe wat radikaal jou siening oor iets of iemand verander het? Dink aan 'n situasie of gebeure wat jou heeltemal verbaas het. Dalk het jy gedink hierdie gaan 'n slegte uitkoms hê en dan gebeur die teenoorgestelde. Dalk 'n oomblik wat jou getref het soos ijskoue water, iets wat veroorsaak het dat jy besef ek het dalk verkeerd gedink. 'n Situasie of 'n ervaring waar jy skielik met nuwe oë begin kyk het. Ons almal het al so 'n ervaring gehad. Miskien het jy gedink iemand is koud of arrogant en eendag hoor jy wat agter die skerms aangaan, dat dit met hulle swaar gaan. En dan besef jy die pyn agter dit. Of dalk het jy altyd geglo, jy's nie goed genoeg nie, tot jy iets regtig moeiliks reg gekry het en daardie oorwinning het jou hele selfbeeld begin skuif. Sulke oomblikke verander 'n mens, maar daardie verandering begin nie buite jouself nie, dit begin diep binne jou denke, maar ook binne jou hart. Dit is veral so met ons persepsies van die lewe en selfs ander mense. Die manier waarop jy na ander mense kyk of oor ander mense dink, jou persepsie van hulle is dikwels gekleur deur jou eie seer of vrese en verwagtinge. Jy sien nie altyd dinge soos wat dit regtig is nie. Jy sien dalk 'n glimlag, maar nie die trane agter dit nie. Jy sien dalk iemand se foute, maar nie die storie wat daartoe gelei het nie. Jy oordeel iemand se reaksie sonder om hulle werklik te verstaan. Maar hier's die ding. Daardie oomblikke wat jou denke verander, denke oor jouself en oor ander, dit het die krag om jou hele lewe te verander. Want dit wat binne jou aangaan, vorm uiteindelik wie jy word. Ek gaan dit weer sê. Dit wat binne jou aangaan, vorm uiteindelik wie jy word. Julle sien, ek dink die grootste stryd wat ons ooit gaan stry, is nie teen ander mense, teen jou ouers of teen jou vriende, teen jou baas of teen omstandighede nie. Ek dink die grootste stryd wat ons stry is daai een wat binne ons kop afspeel. Dalk die een wat binne jou hart afspeel. Die stryd wat niemand anders sien nie, maar jy voel dit elke dag. Jy ken daardie stemme. Wat as ek nie goed genoeg is nie? Hoekom voel ek altyd so? Hoekom voel ek altyd so angstig? Ek bly dieselfde foute maak. Ek sal nooit regtig verander nie. Of selfs die dinge buite jouself. Daai persoon is so vol van hulle self. Mense kan nie ophou 'n seker iets doen nie. Daai area, bly net weg van daai area af. Die land sal nooit verander nie. Ons ken daai stemme. Daardie is die tipe stemme, die goed wat 'n houvas op 'n mens kan kry. Hulle vorm 'n lens waardeur mense alles sien. Hoe jy na jouself kyk, na ander mense en selfs na God. Hierdie stryd binne jou verdraai op 'n manier die waarheid en keer dat ons as mense kan groei. Dink vir 'n oomblik, wat is daardie gedagtes of maniere van leef wat dalk 'n houvas op jou begin kry het? Ons lees vanoggend die woorde van Romeine 12, net 2 verse, vers 1 en 2. Kom ons lees saam. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei
wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die Bybel gee vir ons eintlik die antwoord in Romeine 12 vers 1 tot 2. Hierdie 2 verse is eintlik die sleutel wat vir ons wys hoe ons hierdie stryd binne onsself moet hanteer. In die Grieks gebruik Paulus 'n baie belangrike woord. Hy gebruik die woord metamorfo. Ons kry gewoonlik te doen met hierdie woord, metanoia, wat bekeer beteken letterlik meta verander en nous denke, wat ons vertaal met bekering of bekeer. En baie mense sien bekering as hierdie ding wat jy moet doen om eendag hemel toe te gaan of dalk nie hel toe te gaan nie. Maar hierdie woord metamorfo wat Paulus hier gebruik is meer as dit. Dit is bietjie dieper as dit. Dit is 'n totale omkeer van jou menswees. Dit is om heeltemal van binne af verander te word, om 'n totaal nuwe manier van dink en sien en leef te hê. Dis natuurlik waar ons woord metamorfose vandaan kom. Nou as jy suiwerms in die huis al gehad het, of jou kinders suiwerms in die huis gehad het, dan sal jy weet, metamorfose is nie iets wat skielik oornag gebeur nie. Voor jy weer sien is daai kas vol motte en ons eiers oral teen die klere en teen die mure. Die interessante is dat hierdie woord in Grieks 3 eienskappe bevat. Die woord wat soos ons metamorfo lees is in die teenwoordige tyd geskryf, wat sê, dis 'n proses wat aanhou, dis 'n daaglikse verandering. Die woord is ook in die passief geskryf, dit is iets wat met jou gebeur, jy doen dit nie self nie, die verandering is nie iets wat jy self bewerk nie, maar dis ook in die imperatief geskryf, wat beteken dis 'n opdrag of 'n bevel. Jy laat ook toe dat hierdie proses met jou gebeur. Jy neem ook deel daaraan. Ons kan dit dan letterlik vertaal met laat julleself toe om voortdurend verander te word. Dit is iets wat elke dag plaasvind. En dit is die belangrike ding om te hoor. Dit is nie net iets wat jy een keer op 'n dag en 'n datum gedoen het nie. Dis die keuse om elke dag weer en weer jouself oop te stel vir God, om in en deur jou te werk, om jou te verander. Dis 'n daaglikse pad saam met God waar God jou denke nuut maak en jou help om die leuns van die kultuur en die tyd te identifiseer en die waarheid raak te sien. Paulus sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hoe lyk hierdie? Paulus sê in hierdie teks, gee julleself aan God, gee jou alles, jou hele menswees, wat jy dink, jou liggaam, jou emosies, jou drome, gee dit as lewende en heilige offers. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Letterlik sê die teks, moenie gelyk word aan hierdie tyd waarin jy leef nie. Moenie net soos almal rondom jou word nie. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Laat God jou denke, wat jou hele wese eintlik is, jou hart, jou emosies, laat God dit verander. God wil 'n nuwe manier van dink en leef in ons vorm. God is nie net besig om jou te red vir een dag daar ver in die toekoms nie, hy is elke dag besig om jou van binne af nuut te maak. Elke dag is 'n nuwe uitnodiging van metamorfo. En dan kan ons vandag vir onsself vra, wat is daai stemme waarna ek en jy luister? Is dit die stemme van ons tyd, van ons kultuur, of luister ons na God se stem? Ons moet ook vra, wat gaan regtig binne ons aan? Wat gaan in ons koppe en in ons harte aan? Watter gedagtes, watter aannames, watter persepsies het ons? Persepsies oor onsself en ander mense, oor die land, die wêreld. Wat is dalk daardie een ding wat jy oor jouself glo, oor ander glo, selfs oor God glo, wat dalk nie in lyn is met God se wil en droom nie? Wanneer ons onsself vir God kan oorgee, lees ons hier in vers 2, Paulus se woorde wat sê, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En as ons net so 'n bietjie verder in Romeine 12 aanlees, hierdie ryk gedeelte, wat presies sê, wat is hierdie wil en droom van God? Ek lees vir ons Romeine 12 vanaf vers 9. En terwyl ek hierdie lees, dink sommer aan jou eie lewe. Dink aan die maniere wat jy dink en sien, dit wat binne jou aangaan, en dink ook aan God se wil. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederlike liefde teenoor mekaar.
Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is vir my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dink vir 'n oomblik, wat is daardie areas, daai plekke, dalk mense wat gaan lê het goed, negatiewe goed wat in jou gedagtes en in jou hart gaan lê het. Hierdie metamorfo vra van ons dat ons elke dag weer sal sê, Here, neem my lewe, vat my sieninge van myself en ander mense en maak dit nuut. Want onthou, dit wat binne ons aangaan, vorm uiteindelik wie ons word. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie. Here, dankie dat ons uit die woord uit kan lees en weer eens besef hoe U betrokke is in ons lewe. Here, ek bid dat U daardie dinge, daai negatiewe goed, die maniere wat ons selfs na onsself kyk, soms na ander mense kyk en na die wêreld kyk, Here, dat U altyd ons denke sal kom vernuwe. Here, ek bid vir almal wat hierna luister, dat hulle ook hulle self sal oopmaak en blootstel, dat U in en deur hulle sal werk. Here, mag dit so wees vir ons, en ek bid dat U ons hiermee sal help. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees in jou bly en met jou werk. Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kruin weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, Bybelskapkursus. Hier is iets vir elkeen om by in te skakel. By Kruin is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kruiners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week, in 'n kwartaal kry ons 5 weke, en is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kruin het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel.
Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi, om saam die lewe te kom geniet. Krain Belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi. By Krain doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat kryners se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur kryners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.